Erlo Hartwig Stegens se merkwaardige lewensverhaal van geloof, hoop en onvoorwaardelike liefde teenoor sy medemens begin op die 2 Maart 1935, toe hy gebore is op sy familieplaas Paardefontein. Na hy sy studies in Pretoria voltooi het, tree hy as 'n reisende evangelis op, vanaf die 1950s tot en met 1970. Dit is in hierdie jaar wat hy KwaZulu-Natal stig. Ek is van Lutherse afkoms. In 1948 het die Here met 'n klein herlewing begin in 'n Duitse gemeente. En dan weer in 66. En toe het die Here op 'n groter vlak begin werk. En mense het gekom van naby en ver. En ons moet 'n plek hê waar ons kon vergader. Sommige mense so honderde myle loop. En ons sou 'n plek moes hê vir hulle. Ons kon hulle nie dadelik huis toe stuur nie. En hulle het gekom in hulle nood en vir gebed en met al hulle probleme. Toe het ons na 'n plek gesoek. En dis die plek wat ons gekry het. Die sendingstasie is geleë op 'n 550 hektaar plaas tussen Greytown en Stanger in KwaZulu-Natal en is die grootste van sy soort op die Afrika-kontinent. Ek het net gesê, as God daar is en as God werk, sal dit werk. En so het dit begin. Hierdie interkerklike sendingstasie reik uit na persone van alle rasse en kulturele agtergronde en voed ten minste 1200 mense, dikwels vele meer, 3 keer per dag. Mense kom van heinde en ver om die evangelie te hoor, geestelike leiding en opvoedkundige hulp te ontvang, as ook berading vir diegene wat ly aan verskillende forme van verslawing. Daar is ook die Mseni Hospice, wat deur Dominee Stegens op KwaZulu-Natal gestig is om terminaal siek HIV-vigspasiënte te help. Geen fooie word gehef vir verblyf by KwaZulu-Natal nie en alle etes is gratis. Laasgenoemde word moontlik gemaak deur sowat 20 landbou- en kommersiële projekte wat die sendingstasie finansiëel ondersteun. Enkele voorbeelde hiervan sluit in Akwelei, 'n waterbottelleringsaanleg. Die produksie van 10 ton hidroponies gekweekte soetrussies 'n week en 'n boerdery wat die plaaslike en buitelandse mark van avokado's voorsien. Uncle Erlo, to me personally, he's an inspiration because he's a man of God. He's a great influence to me. He's doing the Lord's work. He had a calling, a way he's preaching. It touched me. That's why I came here. Dominee Stegens se sukses strek egter veel verder as bloot die sendingsveld. Hy is veral passievol oor die verskaffing van opvoedkundige geleenthede vir landelike mense en het om hierdie rede die Tabitha Skool, 'n volwasse geletterdheidsentrum gestig, sowel as die Domino Servite Skool. Dominee Stegens is verder nouliks betrokke by die opleiding van uitstekende onderwysers. Saam met sy vrou Kay het hy die Cedar College of Education in 1994 op die been gebring. Die buitekampus onderwysopleiding fasiliteit wat geaffilieer is met die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus, se fakulteit opvoedingswetenskappe ken jaarliks B.Ed en B.Ed honeursgrade sowel as diplomas aan hul suksesvolle kandidaate toe. Uncle Erlo is a great man with a great vision. He is like a father, he is like a grandpa. He has a heart for people. Dominee Stegens staan 'n groot gedeelte van sy tyd daarin af om arm landelike Zulu gemeenskappe te help om hul grond te gebruik om hul families te onderhou. So het hy byvoorbeeld hierdie gemeenskappe gehelp om suksesvolle landbouprojekte te vestig op plekke waar daar voorheen vir dekades niks behalwe dagga gekweek is nie. Hy het 'n boek geskryf met die titel Herlewing onder die Zulus, wat in 14 tale gepubliseer is. Meer as 20 boeke en 'n aantal tesisse is al geskryf oor Dominee Stegens en sy KwaZulu-Natal sending. Sy toekennings sluit in die 2007 Robert W. Price toekenning vir Christelike diens
en die 2011 Indondo Inheritors Community Achievement Award. Dit kom dus ook as geen verrassing dat Dominee Stegen vanjaar die NWI se kanseliersmedalje ontvang in erkenning vir sy 60 jaar van onbaatsigtige humanitêre werk in Suid-Afrika se arm landelike gemeenskappe nie. Dis 'n groot voorreg en 'n eer vir my. Maar ek is dit nie werd nie. Ek wil net God dank vir sy groot genade dat hy dit moontlik gemaak het. En dan ook Noordwes Universiteit. Mag die Here hulle daarvoor seën.